Goeiemôre vriende, baie welkom by J1930 bediening Tetelestai, ek is Louis. Vriende, ek wil vanmôre vir jou vra, waar is jou fokus vandag? Is jou fokus op Jesus Christus? Waar is jou geloof? Het jy jou geloof in Jesus geplaas vandag? Hoekom ek dit vra is jy gereed vir die oorgangstydperk? Is jy gereed om oor te gaan na die ewigheid? Lewe jy jou lewe reg? Kom ek lees gou vir julle gedeelte uit Jesaja 53, vanaf vers 4. Hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad gevolg. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel hoewel hy onderworpe was en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagpale gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van ons oortredinge, die oortredinge van my volk, was die plaag op hom. Vriende, van wie profeteer Jesaja hier? Die profeet Jesaja praat hier van Jesus Christus. Hy sê dat Jesus Christus is die lam wat weggevoer was, geslag was, geoffer is vir my en vir jou sondes. Hy is die weg vir my en vir jou na die ewige lewe. Johannes skryf dat God vir Jesus sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Vriende, ek wil jou vra vanmôre, waar is jou fokus? Fokus jy op die ewige lewe of fokus jy op die nou? Fokus jy op Jesus Christus of fokus jy op die wêreld? En hoe gaan ek dit verduidelik? Ek gaan 'n voorbeeld gebruik van pastoor Francis Chan. Julle het dit dalk al gesien, miskien ken julle dit nou. Hierso is 'n tou. En die voorpunt van hierdie tou is gekleur. Ek hoop julle kan dit sien. Hy's blou en die res van die tou is wit. Nou is 'n baie lang tou wat hier langs my lê. Nou, vriende, verbeel jou dat hierdie tou is die tydlyn van jou bestaan. Dis die tydlyn van jou ewigheid. En weet jy, wat vir my uitstaan by ons as mense is dat ons is so gefokus op hierdie gekleurde gedeelte. In terme van, ons sê vir onsself, weet jy, ek gaan op hierdie gedeelte fokus en ek gaan baie spaar en ek gaan goed doen, suksesvol wees, sodat ek hierdie gedeelte van my lewe goed kan lewe. Sodat ek geld het, want 'n mens vra jouself, waar gaan ek bly? Waar gaan ek 'n huis hê? Gaan ek kos hê om te eet? Gaan ek suksesvol wees? Gaan ek goed kan aftree? Ons is so gefokus op die dinge van die wêreld, dat ons vergeet dat wanneer ons daai punt bereik, is daar 'n oorgang na die res van die bestaan van jou gees, van jou. Jy weet, waartoe gaan jy? Waarop is jy gefokus? Nou, jy weet, mense sal vir jou sê, wanneer jy besluit om jou lewe op Christus te fokus, dat jy is mal. Maar Paulus skryf, hy sê, weet jy, hy fokus ook op hierdie gekleurde gedeelte, maar hy fokus om dit binne die wil van die Here te lewe, sodat wanneer hy hierdie punt bereik, en hy deurgaan, deur die poorte van die dood gaan, wanneer hy aan die einde van sy bestaan op aarde kom, dat hy weet, wanneer hy die ewigheid binne gaan, hy die ewige lewe sal binne gaan. Dis waarop hy gefokus. Mense sal vir jou sê, weet jy, jy is simpel man, jy fokus op hierdie gedeeltetjie, dit gaan die res van daai gedeelte van jou lewe beïnvloed. Maar weet jy wat is eintlik die waarheid? Is dat die manier hoe jy daai gedeelte lewe, beïnvloed die res. Dit beïnvloed die res. Mense mag vir my sê ek is mal. Maar weet jy wat is die res? Die res is die ewigheid. Dis die ewigheid. Dis either die ewige lewe of die ewige dood. Dit is of die hemel of die hel. Daar's geen ander derde plek nie, geen ander derde keuse nie. Hoe jy hierdie gedeelte lewe beïnvloed
die res? Gaan jy die ewige lewe beerwe, of gaan jy die ewige dood beerwe? Vriende, ek wil jou vanmôre bemoedig om die regte keuse te maak, om die regte keuses uit te oefen in hierdie gedeelte van jou lewe, om in hierdie gedeelte te lewe en besluite te maak wat binne die wil van God is, om jou lewe te rig op die fokus, op die manier hoe God vir ons sê, sy woord hoe ons moet lewe, sodat wanneer jy die einde van daai punt van jou lewe bereik, en dit kan enige oomblik wees vir enige een van ons. Ons weet nie wanneer is die einde van ons tyd hier op aarde, wanneer gaan ons deur die poorte van die dood om die res van hierdie tyd either in die hemel of in die hel deur te bring. Waar wil jy wees? Waar is jou fokus? Wil jy graag die ewige lewe en die tyd saam met God in die hemel spandeer? Wil jy die Here loof en prys in die hemel? Of wil jy brand in die hel? Maak jou keuse vandag. Kies hoe jy jou lewe hier op aarde wil lewe. Gaan jy fokus op jou geld om 'n goeie aftrede te hê? Gaan jy fokus op jou sukses? Of gaan jy dit opdra aan die Here? En sê, weet jy, ek gee nie om wat die mense van my sê en wat die mense van my dink nie. Maar ek gaan die Here loof en prys, want ek het hom lief. Ek het 'n passie vir God. Ek het hom lief, ek gaan hom loof en prys en eer. Want ek wil graag, wanneer ek deur die poorte van die dood gaan, die ewige lewe beerwe. Maak vandag jou keuse, my vriend. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus Christus, wat vir ons 'n tweede kans gee. Here, 'n tweede kans om die regte keuses uit te oefen, sodat wanneer ons deur die poorte van die dood eendag moet gaan, Here, dat ons kan weet, ons beerwe die ewige lewe. Here, dat ons gefokus bly, soos Paulus sê, ek fokus nie op dit wat verby is nie, Here, maar ek fokus op die eindstreep, op die wenpaal. Here, en ek hardloop nie die resies teen ander mense nie, maar Here, ek hardloop hom teen myself. Ek fokus, Here, op myself, en ek maak seker dat my lewe gerig is op U wil, Here, sodat ek weet, ek loof U, ek prys U hier, Here, dan weet ek, dat wanneer ek die ewigheid binne gaan, dat ek die ewige lewe sal binne gaan. Hemelse Vader, ek loof en ek prys U en ek dank U vir Jesus Christus. Dankie, Here, dat U vir ons sondes in die kruis gesterf, dat U dit van ons weggevat het, Here, sonde en smarte en hartseer en die plaag, Here, wat oor U gekom het, sodat ons vry kan wees van dit, Here, sodat ons 'n kans het. En ek dank U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Ons loof en ons prys U, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie vriende. Onthou, maak die regte keuses.